Soos gebruiklik wil ek dan vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons as mense het nie al die wysheid en insig wat ons altyd dink ons het nie. Ons moet na U toe kom en ons moet na U luister om te weet hoe ons lewenspad moet loop. En die belangrikste ding waarvoor ons kan vra is dat U in ons harte werk, dat daar by ons die regte gesindheid is om U te gehoorsaam. Veral wanneer U woord baie duidelik vir ons in een rigting wys. Al wys die wêreld in die teenoorgestelde rigting, dan weet ons moet na U luister. En dit verg dikwels moed, want mense kan hulle self daarvan oortuig dat hierdie moet die regte pad wees, want almal doen dit en almal volg hierdie roete. Maar ons kom in afhanklikheid na U toe en ons lees die Bybel en ons weet dis die woord en ons bid dan ook weer vanoggend dat U in ons harte sal werk, maar gee ook aan ons die vaste sekerheid dat ons is besig om U te gehoorsaam. Ons vra dit van U in U Seun se naam, amen. Ja, baie welkom. Ons is besig met die baie interessante Bybelstudie oor kremasie, of dan nou lijkverbranding of verassing. Dink ek is die ander term wat aan mense bekend is. En ek het al reeds in my gebed ook gesê dat ek dink dat dit is 'n relevante saak, en in 'n sekere sin ook 'n kontroversiële saak. Ek dink ironies genoeg, die standpunt wat sê dat dit nie korrek is nie, of nie Bybels is nie, is deesdae die een wat aangeval word en wat kontroversieel is. Nou goed, ons moet nou verder gaan. En ons het verlede week gesien dat daar is, en ek kan net vir julle daarop wys, en ek gaan nie dit weer daarop ingaan nie, daar is 'n historiese aanloop gewees, dat die historiese aanloop het vir ons baie duidelik gewys, kom ons sê, die meer onlangse geskiedenis het vir ons gewys, hierdie was nie 'n Christelike gebruik nie, dit is 'n heidense gebruik. Ek lig die een punt uit van dat die kommuniste in Rusland het mense juis aangemoedig om te veras, om dit so duidelik te maak dat hulle breek met die Christendom. En dan het ons gekyk na 'n klomp argumente, en ons het bepaal dat daardie argumente is alles wêreldse argumente, dis nie skrifargumente nie, waarom mense dan veras. En toe het ons begin by die Oud-testamentiese gegevens, en ek het byvoorbeeld vir julle gewys dat dit is 'n Christelike praktyk gewees, alreeds in die tyd van ons geloofsvoorouers, Abraham, Isak, Jakob, hulle het almal begrawe, hulle het nie eers die verbranding van die liggaam oorweeg nie. Nou is ons nog steeds in die Ou Testament, en ek weet, ek is nou baie deeglik, maar ek wil in 'n sekere sin hierdie saak nou eens en vir altyd aanspreek, en daarom neem ek my tyd om seker te maak dat mense kan sien, dit is nie skriftuurlik nie, daar is nie skrifargumente vir kremasie of vir verassing nie. En ek gaan spesifiek na een gedeelte verwys, wat mense soms verkeerdelik, eintlik twee gedeeltes, wat mense soms verkeerdelik aanhaal, en dan dink hulle, dit is 'n regverdiging vir verassing, en dit sê eintlik presies die teenoorgestelde. Nou, kom ons begin by hier wat Dominee Lindhout verwys na, en sy doel hiermee is eenvoudig om te sê, kyk watter liggame is wel verbrand, en vra vir jouself die vraag af, waarom is hierdie liggame verbrand? Wat sê dit? En die hantering van 'n liggaam het ook die baie belangrike boodskap oorgedra, wat is God se mening? Wat is God se opinie van hierdie mens? Wat is God se oordeel oor hierdie mens? En hy stipuleer dit. Hy sê dit uitdruklik vir sy kerk,
julle moet hier 'n duidelike boodskap oordra, dat hierdie mens geniet nie my genade nie, hierdie mens geniet nie my guns nie, want maak dit duidelik deur hoe julle hierdie persoon se liggaam hanteer. So dis die boodskap wat oorgedra word. Hierdie mens geniet nie my guns nie, hierdie mens geniet nie my genade nie. Maak duidelik dat mense hierdie boodskap hoor. Doen dit op hierdie manier. Goed, so Levitikus 20. Een van die plekke waar jy dus wel lees van verrassing of kremasie. Maar nou die feit dat jy dit lees in die Bybel beteken nie, dat omdat dit in die Bybel is, kan jy dit maar gaan doen nie. Weet, mense kom met die argument, maar liggame is verbrand in die Bybelse tyd, dus dit moet reg wees. Nee, gaan kyk wat staan daar. Jy kan tog nie met so 'n kinderlike argument kom en sê, op grond daarvan is dit geregverdig om te veras nie. Gaan kyk, gaan lees wat staan daar. Levitikus 20 vers 14, en as 'n man 'n vrou en haar moeder neem, is dit 'n skandelike daad. Hulle moet hom en die twee met vuur verbrand, daar mag geen bloedskande onder julle wees nie. Nou, mense sal sê, maar is dit vandag nog so? Ja, bloedskande is vir ons 'n probleem. So iets sou wel in die kerk tugwaardig wees en so 'n persoon sal onder tug kom. In die gemeente wat ek die predikant van is, wil ek sê, is ek redelik seker dat so 'n persoon sal wel onder tug kom. In die tweede plek sal mense kom met die argument deur te sê, maar dan as ons hierdie persone dan onder tug sit, dan moet ons hulle eintlik met ook met klippe doodgooi en dan moet ons hulle liggame verbrand. Hoekom doen ons nie ook dit nie? Wel, die ander kant van die saak is, ons sit ook nou in 'n situasie waar dit teen die wet sal wees om dit te doen, nee. En dit is ook 'n situasie wat intussen tyd verander het. Maar ons kan in die kerk so 'n persoon wel onder tug plaas en uiteindelik kan die tugproses verloop en so 'n persoon kan dan in terme van artikel 77 afgesny word van die gemeenskap van die gelowiges, wat duidelik dan sê dat so 'n persoon geestelik dood is. Maar die konteks maak dit baie duidelik, dat die Here sê, dis vir hom iets gruwelik, en as mense sulke gruwelike dinge doen, dan moet hulle na die tyd met vuur verbrand word. Dis baie duidelik as jy gaan lees ook wat Dominee Lindhout hier skryf, dat ons weet hierdie mense is nie met vuur verbrand en so doodgemaak nie. Hulle is eers tereggestel en dan is hulle liggame, want die boodskap moet oorgedra word, dat hierdie mens geniet nie die guns en die genade van God nie. So dit is hulle liggame wat dan getuienis is, dat hulle onder die oordeel van God staan. So bloedskande en molestering, byvoorbeeld waar kinders gemolesteer word is ook bloedskande, nee. En dis 'n gruwel in die oë van God. Hy beskou dit in 'n baie ernstige lig. Dan Levitikus 21 vers 9. En as die dogter van 'n priester haar ontheilig om te hoereer, ontheilig sy haar vader, met vuur moet sy verbrand word. Weereens, sy word nie tereggestel met vuur nie, God is nie wreed nie, maar hy sê baie duidelik dat sy het oneer nie net gebring oor haar vader nie, maar uiteindelik ook oor die een wat haar vader dien. En daarom moet haar liggaam met vuur verbrand word om vir Israel te sê, dit is verkeerd in die oë van die Here. Hy oordeel baie streng hieroor. Al hierdie voorbeelde is dit duidelik, dat vuur gaan hier gepaard met die oordeel van die Here. Daar is geen twyfel daaroor nie. Ek kan dit vir 'n kind verduidelik en 'n kind sal dit kan verstaan. Die probleem is dat mense wil baie keer nie hierdie goed hoor nie, en hulle wil dit nie verstaan nie,
want hulle wil maar dood eenvoudig doen wat prakties is, of maklik is, of wat hulle dink goedkoper is. Luister mooi wat ek gesê het, wat hulle dink goedkoper is, wat almal doen. Dis die ander ding wat mense ook wat by hulle baie swaar weeg, wat ander mense doen. Dan Joshua 7 vers 25. En Joshua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? As ek reg onthou, ek het nou nie die konteks nagegaan nie, is dit die oordeel oor Achan, wat van die bangoed van Jericho geneem het, en dan praat Joshua met hom, en hy en sy huis word uitgedelg. En Joshua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. En daarop het die hele Israel hom gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand, en klippe op hulle gegooi. Weereens, baie duidelik, die oordeel van die Here bring vuur. Nou daai pad, en ek sê, ek loop het nou so 'n bietjie vooruit, daai pad kan jy volg dwars deur die hele Bybel, dat vuur en swaal is 'n teken van die oordeel van God bo alle twyfel. Dit is die boodskap wat jy oordra. So die oomblik as jy 'n liggaam van 'n mens onderwerp na die dood aan vuur en swaal, sê jy daarmee, hierdie persoon staan onder die oordeel van God, geen genade nie. Geen genade van God se kant vir hierdie mens nie. Nou wonder ek mense wat hulle geliefdes laat veras, of hulle al gedink het, dat dit is in wese die boodskap wat hulle in die wêreld stuur, wanneer hulle hulle geliefde laat veras. Hierdie mens staan onder die oordeel van God, daar is vir hierdie mens geen genade by God nie. As 'n moslim, as 'n moslim sien wat Christene doen met die liggame van hulle geliefdes, dan hoor hulle dit, want hulle lees dieselfde Ou Testament as ons. Dan wanneer hulle hoor dat Christene veras 'n liggaam, dan moet hulle dit hoor en dit so verstaan, dat daarmee sê die Christene, hierdie mens geniet nie die guns van God nie, en die moslim sal daarmee saamstem. Dis die ironie van die saak. Hy sal sê, inderdaad, dis reg dat die Christene liggame verbrand, die liggame verbrand van hulle geliefde Christene, want hulle geniet nie die guns van God nie, want hulle is nie moslems nie. So, vir moslems gaan nie 'n probleem daarmee hê dat mede-Christene verbrand nie, maar jy sal nie vind dat 'n moslim verbrand nie. 'n Moslim sal 'n heiden, sal hy verbrand, maar hy sal nie 'n moslim verbrand nie, want hy lees die Ou Testament. Ou Testament het ook vir hom waarde. Goed, so dink 'n bietjie daaroor. So, dan kom ons by twee ander Ou Testament gedeeltes wat ek in meer detail wil behandel. En ek gaan dit regtig nou in detail doen, want ek het al my predikante gesit en gesels en geredeneer, en hulle kom met spesifiek 1 Samuel hoofstuk 31. En hulle haal dit in die eerste plek buite konteks aan. Hulle kyk nie na wat die omstandighede is, wat die Here daaroor sê binne die konteks van die skrif nie, en hulle dis dit op as 'n baie swak argument ten gunste van verrassing vir hulle gemeentes, en hulle oortuig hulle gemeentes, en hulle sit hierdie verrassingsmure op, om geld in te samel vir die gemeente, sodat salarisse betaal kan word. En dis onskriftuurlik en eintlik 'n skande. So ek wil vra, kom ons lees uit die woord van die Here verder, ek wil net hierdie gedeelte stop share, en dan wil ek 'n nuwe gedeelte met julle deel, dat ek nou net sien waar is nou die, ek het intussen vanoggend ook aan ander goed beginne werk, dat ek moet aan aandag gee.
sê. Ons wil begin by Samuel, 1 Samuel, en ek wil uiteindelik hier uitkom, by die neerlaag en die dood van Saul op Gilboa. Maar voordat ek daar kom, wil ek julle nou terugvat. En ek gaan julle nie ver terugvat nie, ek sal 'n deel vir julle vertel. Die eerste koning van Israel was Saul. En aanvanklik het Saul goed begin. Maar Saul het gaandeweg baie duidelik getoon dat hy die Here nie ken nie en die Here nie lief het nie. En die Here het uiteindelik Saul en sy nageslag verwerp as konings van Israel en in die plek daarvan Dawid gestel. Maar voordat Dawid koning geword het, het die Here met Saul gewerk. Nou, op 'n stadium hier, aan die einde van sy lewe, verval Saul in die okkulte. Nou, die okkulte is die bedekte verering van Satan. En heksery word baie duidelik in ons belydenisskrifte veroordeel as die werk van die duiwel. Dis die eer en die dien van Satan. En as Samuel, die laaste rigter, gesterf het, bevind Saul hom in die posisie dat hy nie meer kontak met God het nie. Dat hy ook sê, God praat nie meer met my nie. En dan wend Saul hom tot 'n heks. Nou wil ek vir jou sê, dit is 'n oortreding van die eerste en die tweede gebod van die wet van die Here. En dit het die doodstraf gedra, 'n oneervolle vloekdood het hierdie tipe van praktyke gedra in Israel. En Saul het dit op 'n stadium ook so toegepas. Hy het die hekse en die towenaars uitgewis, soos wat hy moes gedoen het as 'n godvreesende koning. Maar hier aan die einde van sy lewe het hy so verval en so goddeloos geword en so ver van God af weggedryf, dat hy hom wend tot 'n heks. En ek lees dit vir u. 1 Samuel hoofstuk 28, en dan kan u nou vir my sê, of u dink, dat 'n mens kan die voorbeeld van die hantering van Saul se liggaam gebruik as 'n argument vir kremasie of verassing. En of dit eerder in lyn met die gedeeltes wat ons nou net gelees het uit Levitikus, daarop dui dat Saul onder die oordeel van God gestaan het en ook sy nageslag. En toe die Filistyne in die dae hulle leer versamel vir oorlog om teen Israel te veg, sê Agis vir Dawid, jy moet goed verstaan dat jy met my saam in die leer moet uittrek, jy en jou manne. Daarop sê Dawid vir Agis, goed, ek sal jou vir altyd, daarop sê Dawid vir Agis, goed, u weet wel wat u dienaar moet doen. En Agis sê vir Dawid, goed, ek sal jou vir altyd aanstel as my leiwag. En Samuel het gesterwe en hulle het oor hom gerouklaag. Die hele Israel en hom begrawe in Rama, naamlik in sy stad. En Saul het die dode besweerders en die waarsêers uit die land verdryf. Nou wil ek oorgaan na 'n ander vertaling toe. Ek wil dit vir u gaan lees, dat u mooi kan verstaan. So daai dode besweerders en waarsêers, kan jy nou gaan kyk in die 2020 vertaling, sal hy die oproepers van geeste en die waarsêers uit die land uitgesit. Daar kan u hom sien, en dan die 1983 vertaling kan ons dan maar seker verder lees. Saul het ook die dode besweerders en die waarsêers uit die land verban. En die Filistyne het by mekaar gekom en kamp gaan opslaan by Sunem. Saul het die hele Israel by mekaar gemaak en kamp opgeslaan by Gilboa. Saul het die kamp van die Filistyne gesien, hy was bang en sy hart het benoud geklop. Hy het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nog deur drome, nog deur die Urim, nog deur profete. Saul het toe vir sy amptenare gesê, soek vir my 'n dode besweerster,
sodat ek haar kan gaan raadpleeg. Sy amptenare het vir hom gesê, daar is 'n dode besweerster in Endor. Saul het hom vermom en ander klere aangetrek, hy en 2 manne het gegaan en in die nag by die vrou aangekom en gesê, tree vir my as waarsegster op deur die gees van 'n afgestorwene en laat vir my die een opkom wat ek vir jou sê. Maar die vrou het vir hom gesê, jy weet baie goed, dat Saul wat Saul gedoen het en dat hy die dode besweersters en waarsêers in die land uitgeroei het. Waarom stel jy vir my 'n lokval om my dood te maak? Maar Saul het vir haar 'n eed afgelê in die naam van die Here. So seker as die Here leef, jy sal nie oor hierdie saak gestraf word nie. Toe vra die vrou, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy antwoord, laat Samuel vir my opkom. Toe die vrou vir Samuel sien, het sy hard geskree en vir Saul gesê, waarom het jy my bedrieg? U is dan self Saul. Maar die koning het vir haar gesê, moenie bang wees nie. Wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom uit die aarde. Hy sê toe vir haar, hoe lyk hy? En sy sê, 'n ou man kom op en hy het 'n mantel aan. Saul het toe geweet dat dit Samuel is en Saul het diep gebuig en eer aan hom betoon. Samuel het vir Saul gevra, waarom steur jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek is baie bang, want die Filistyne veg teen my en God het my verlaat. Hy antwoord my nie meer nie deur profete nie en ook nie deur drome nie. Daarom het ek u geroep om my in te lig oor wat ek moet doen. Heel eerste vermaan Samuel dadelik vir Saul oor dit wat hy gedoen het, want dit is verkeerd. Maar Samuel sê, waarom raadpleeg jy my dan as die Here jou verlaat en jou teestander geword het? Daar sê Samuel dit vir hom. Luister Saul, die Here het jou verlaat. Die Here is jou teestander. Jy staan onder die vloek van God. Die Here het gedoen soos hy deur my gesê het. Die Here het die koningskap van jou afgeskeer en dit aan jou naaste aan Dawid gegee. Want jy het nie die bevele van die Here gehoorsaam nie en sy gloeiende toren nie op Amalek gewreek nie. En daarom het die Here jou nou hierdie ding aangedoen. Die Here sal Israel saam met jou in die mag van die Filistyne oorgee en môre sal jy en jou seuns by my wees. Die Here bedoelende in die doderyk. Jy gaan sterf. Hy sê nie daarmee jy gaan in die hemel wees nie. Hy sê dood eenvoudig vir julle sal doodgaan. Julle gaan in die doderyk wees. Die doderyk het 2 dele, paradys en hel. Die Here sal ook die leer van Israel oorgee in die mag van die Filistyne. Saul het met eens in sy volle lengte, en hy was die langste man op 'n tyd in Israel, op die grond neergeslaan, en hy het baie bang geword vanweë die woorde van Samuel. Hy het geen krag gehad nie, maar hy het die hele dag en nag nie geëet nie. Toe het die vrou na Saul toe gekom en gesien dat hy baie bewe, en sy het vir hom gesê, ek het aan u 'n versoek, ek het aan u versoek toegegee, en ek het my lewe op die spel geplaas toe ek na u geluister het. Gee dan tog nou toe aan my versoek, en laat ek vir u 'n stukkie kos voorsit, eet dan, sodat daar weer krag in u kom, en u verder kan gaan. Maar hy het geweier en gesê, ek wil nie eet nie. Sy manne het ook die vrou het by hom aangedring, totdat hy hulle sin gegee het. Hy het van die grond af opgestaan en op die bed gaan sit. Die vrou het 'n kalf by die huis op stal gehad, sy het dit gou gaan slag. Sy het ook meel gevat, dit geknie en ongesuurde brood gebak. Sy het dit vir Saul en sy manne voorgesit en hulle het geëet. Daarna het hulle opgestaan en dieselfde nag nog weggegaan. So dit wat Saul gedoen het hier is duidelik nie goed nie. Hy weet wat lê en wag nou vir hom. Nou kom ons uiteindelik
Ek kan dalk maar net vir u wys. Die Filistyne wantrou vir Dawid voor hierdie veldslag, en dan uiteindelik gaan die veldslag nou plaasvind, en dis waar ons nou lees. Ekskuus tog. Net hier kyk en seker maak. Die Filistyne, dis 1 Samuel 31, het vir Israel aangeval. Die Israeliete het vir hulle gevlug en van die manskappe het op Gilboa berg gesneuwel. Toe het die Filistyne op Saul en sy seuns toegesak. Hulle het Saul se seuns Jonathan, Abinadab en Malkisua neergeval en toe die aanval op Saul toegespits. Die boogskutters het hom in die oog gekry en hy het baie bang vir hulle geword en vir sy wapendraer gesê, trek jou swaard en steek my daarmee dood, dat daardie heidene nie kom en my doodsteek en in oneer laat sterf nie. Maar sy wapendraer wou nie, want hy was baie bang. Saul vat toe self die swaard en val daarin. Toe sy wapendraer sien Saul is dood, val hy ook in sy swaard en sterf saam met hom. So is Saul en sy 3 seuns en sy wapendraer en al die manskappe by hom op daardie dag saam dood. Die Israeliete wat oorkant die laagte en oorkant die Jordaan gewoon het, het gesien dat die manskappe gevlug het en dat Saul en sy seuns dood is. Hulle het toe die stede verlaat en ook gevlug en die Filistyne het die stede beset en daar gaan woon. Toe die Filistyne die dag na die geveg die lyke kom stroop, kry hulle Saul en sy 3 seuns daar waar hulle op Gilboa berg geval het. Hulle het sy kop afgesny en sy wapens afgeruk en die in die land van die Filistyne rondgestuur om die goeie nuus in hulle tempels en aan hulle mense bekend te maak. Daarna het hulle sy wapenrusting in die tempel van Astarte gesit en sy lijk het hulle teen die muur van Bet-San vasgespijker. Dis nou sy onthoofde liggaam. Kyk al die oneer wat hom aangedoen word. Hoekom? Julle weet nou al hoekom. Toe die mense van Jabes in Gilead hoor wat die Filistyne met Saul gedoen het al die weerbare manne klaargemaak en hulle het die hele nag deur getrek en die lijk van Saul en die van sy seuns van die muur van Bet-San afgehaal. Hulle het dit na Jabes toegebring en daar verbrand. Hulle het toe die bene gevat en onder die tamarisk in Jabes begrawe en daarna het hulle 7 dae lank gevas. Nou hoekom het hulle die liggame van Saul en sy seuns verbrand? Waarskynlik omdat daar is meer as een rede, omdat hulle geweet het hulle het in oneer gesterf, dat hulle onder die oordeel van God staan, en ook omdat hierdie liggame in 'n gevorderde staat van ontbinding was. Verder het hulle die bene wel gevat en gaan begrawe. En ons het nou verlede week, en ek het met ander van julle ook na die Bybelstudie verlede week gepraat oor wat gebeur met die bene, en wat gebeur by so 'n ondernemer. Daardie bene word dood eenvoudig opgemaal, en hulle gooi dit weg. Dit gaan gewoonlik nie in daardie vleis wat hulle vir die geliefdes gee nie, dis ook maar net 'n gedeelte van die as gooi hulle gewoonlik maar ernstig dan ook weg. En ons het gepraat van besoedeling by plekke, byvoorbeeld soos God's Window, is dit glad nie meer toelaatbaar, of op Tafelberg, om as te strooi nie, want dit lê oralste. Dit is eintlik, dit word nou al 'n besoedelingsprobleem. En dan het ons ook gepraat oor jy weet, praktyke by kremasie wat ek of by krematoriums wat ek nie nou weer gaan herhaal nie. So hierdie is eintlik vir my die swakste voorbeeld van 'n argument om te sê
Dis 'n argument pro verrassing, vir verrassing, wat sê jy kan dit maar doen. Inteendeel, ek dink dit sê presies die teenoorgestelde, dat Saul en sy nageslag het gestaan onder die oordeel van die Here as gevolg van herhaalde ongehoorsaamheid en hier aan die einde van sy lewe openlike okkultisme, die diens van die okkulte, die bedekte verering van die duiwel. En dit is waarom hulle liggame op hierdie wyse gehanteer is. Nou, wat interessant is, hier is 'n interessante nadraai aan hierdie geskiedenis. En nou moet jy net 'n bietjie aanblaai in jou Bybel, en Dawid reageer gelowig en ook korrek wanneer hy die hartseer nuus kry oor die dood van Saul en van Jonathan. En uiteindelik het hy dan ook, word hy dan nou koning, en dan doen hy iets wat belangrik is. Dis duidelik dat hierdie mense van Jabes het 'n sagte plek gehad vir Saul en vir sy seuns. En ook om hulle dan te wen as bondgenote, maar korrek ook, tipies Dawid se aard, hulle het die regte ding gedoen. Hulle het met groot gevaar vir hulle eie lewens gegaan en hulle die liggame van Saul en van sy seuns gaan afhaal van daardie muur en hulle dit met 'n mate van respek probeer hanteer. En dan lees ons in 2 Samuel, hoofstuk 2, dat Dawid dan vir hulle 'n boodskap stuur. Toe daar aan Dawid vertel is, vers 4, dat die inwoners van Jabes en Gilead vir Saul begrawe het. En kyk 'n bietjie wat doen die skrywer hier van 2 Samuel. Hy sê nie, veras nie, nee, dat hulle die liggame verbrand het nie, want dis die skandelike gedeelte. Hy hanteer net daardie deel oor die bene, en die feit dat hulle die bene gaan begrawe het. En dit is nie wat gebeur. Hoor mooi wat ek vir u sê. Dis nie wat gebeur by 'n krematorium nie. Uiteindelik gooi hulle al daardie gemaalde bene in 'n gat en dit word éventueel toegestoot. Maar dis nie wat die manne van Jabes hier gedoen het nie. Toe daar aan Dawid vertel is dat die inwoners van Jabes en Gilead vir Saul begrawe het hy boodskappers na hulle toe gestuur om vir hulle te sê, mag die Here julle seën, omdat julle hier die liefdesdaad aan koning Saul bewys het, deur hom te begrawe. Nou, kom ons kyk net na al die vertalings, as dit kom by vers 5, daar in vers 5, word daar net ook gesê, in die 53 vertaling, begrawe, en in die 2020 vertaling, word daar ook gesê in vers 5, begrawe. So, tot 'n mate is daar nog genade vir Saul en vir sy seuns gewees, dat hulle vlees verbrand is, maar dat hulle bene begrawe is, dat daar 'n plek is waar hulle begrawe is, daardie tamarisk, daardie struikboom, wat bekend was in die tyd van die skrywer. So, dit om hierdie gedeelte te probeer gebruik as 'n argument vir verrassing, is 'n baie swak argument. Dit sê onmiddellik vir my dat 'n persoon het nie die konteks van die gedeelte in gedagte gehou nie. En verder sê dit vir my die persoon het nie aangelees in die Bybel nie. Want waar die Heilige Gees die klem uiteindelik op laat val, is begrawe en nie die verrassing van die liggame nie. En om dit dan nou te gebruik as 'n argument pro verrassing, is dood eenvoudig om wat die skrif sê te misken. En om die skrif nie net te misken nie, maar ek wil sê nog erger, om die skrif te verdraai. En dan wil ek julle neem na 'n gedeelte Amos hoofstuk 6.
En Dominee Lindhout verwys ook daarna. Nou in Amos se tyd, in hoofstuk 6, miskien kan ek dit maar net gou vir julle wys. Amos is 'n profeet van die Here gewees, hy was 'n boer gewees, of 'n klein boer. Die woorde van Amos, een van die herders uit Tekoa, woorde wat aan hom geopenbaar is oor Israel. Met ander woorde, Israel is die 10 stamme in die noordelike deel van die ryk. Dis met ander woorde nou lank na Dawid, die ryk het reeds geskeer. Dit was 2 jaar voor die aardbewing in die tyd van Usia, die koning van Juda. In die suidelike deel van die land het jy 2 stamme gehad, Juda en Benjamin. Nou, Amos bring die woord van die Here, waar die Here dan spesifiek oordeel hier in hierdie hoofstuk oor Samaria. En Samaria was die hoofstad van die noordelike deel van die ryk. En van julle sal onthou, een van die mees goddelose konings van hierdie noordelike deel van die ryk was natuurlik koning Agab, wat byvoorbeeld vir Nabot vermoor het vir sy wingerd. So dis daardie deel van die ryk waaroor die oordeel van die Here uitgespreek word. En julle hoor nou, julle sien die deurlopende lyn hierso, nê, dat dit gaan hier oor waar kom vuur ter sprake by die oordeel van die Here. Wanneer mense as individue of as groepe staan onder die oordeel van die Here, dan is daar sprake van vuur. Nou lees saam met my Amos hoofstuk 6. En weer eens, hierdie is een van die geliefde gedeeltes wat die pro-verrassings teoloë wil gebruik om te sê, maar verrassing kan. Dis toelaatbaar, dis goed. Ons kan dit gebruik, want dit is in die Bybel. Maar hoe is dit in die Bybel? Wat staan daar? Het jy dit self gelees wat daar staan? Amos hoofstuk 6, 2020 vertaling. Wee die wat gerus is in Sion, die wat hulle veilig voel op die berg Samaria, die hooggeplaastes van die mees vooraanstaande nasies, na wie die huis van Israel kom. Gaan oor die grens na Kalne en kyk, loop daar na Hamat Rabba en gaan af na Gat van die Filistyne. Is julle beter as hierdie koninkryke? Of is julle grondgebied groter as julle sin? Of is hulle grondgebied groter as julle sin? Julle wat die dag van onheil as ver beskou, dag van onheil, nee, maar die gewelddadige einde nader bring. Hulle lê op beddens met ivoor inleg, luier rond op hulle sofas, dit gaan met hulle goed, hulle is skatryk, hulle lewe soos konings, eet lammers uit die trop kleinvee en kalwers uit die stal, hulle neerie met begeleiding van die harp, soos Dawid, improviseer hulle op musiekinstrumente, hulle het baie tyd, hulle geniet die lewe, hulle drink offerbakke vol wyn, met die beste olies salf hulle self, maar hulle treur nie oor die ondergang van Josef nie. Daarom sal hulle nou in ballingskap gaan, aan die voorpunt van die ballinge, die gevyf van die wat rondluier kom tot 'n einde. Hier kom die oordeel van die Here oor hierdie mense wat so sorgeloos geleef het. My Heer, die Here het by homself gesweer, die uitspraak van die Here, die God van alle magte is, ek verafskie die hoogmoed van Jakob en sy vestings haat ek. Ek gaan die stad en alles daarin oorlewer. As daar 10 mense in 'n enkele huis oor is, sal hulle sterf. En wanneer 'n familielid, die een wat die lijk moet versorg, dit optel om dit uit die huis te neem en vir iemand wat agter in die huis is vra, is daar nog by jou? En hy antwoord, dit is klaar, sal hy sê, bly net stil, want die naam van die Here moet nie genoem word nie.
Want kyk, die Here gee opdrag en hy slaan die groot huis aan stukke en die klein huis tot splinters. Hardloop perde op 'n rotswand of ploeg 'n mens dit met osse, en tog het julle die reg in 'n giftige plant verander, en die vrug van die geregtigheid in wilde als. Julle is bly oor Lo-Dabar. Julle sê, het ons nie met eie krag Karnaim vir ons verower nie. Maar kyk, ek laat teen julle huis van Israel 'n nasie optrek, is die uitspraak van die Here, die God wat heerser is oor alle magte, en hulle sal julle onderdruk van Lebo Hamat tot by die droë loop van die Araba. Nou ja, dit is tot by die droë loop van die Araba, sover as wat ek weet, is die Dooie See. Ek wil nou weer eens kyk saam met u na hierdie vers 10 en die verskillende vertalings. So dit was die 2020 vertaling, die 53 vertaling sê, en wanneer iemand se bloedverwante, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat in die agterste vertrek is, sê, is daar nog iemand by jou? En hy antwoord, nee. So wat gebeur hier? Hier is sprake van, ons het hier vroeër gelees, van, in vers 9, en daar 10 man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe. En nou is daar 'n klomp familie in een huis, van hulle is dood, en daar is 'n klomp dooies. En hierdie klomp dooies moet gehanteer word. Nee? En dan kan ons net kyk na die 1983 vertaling, het ons nog nie gedoen nie. Ons kyk nou al die verskillende vertalings. As 'n familielid of iemand wat die bene moet verbrand, hulle uit die huis kom dra, sal hy vir die een wat dalk nog agter in die huis is vra, is daar nog iemand by jou? En as die sê nee, sal die familielid sê, bly stil. Ons moet nie eens die Here se naam noem nie. Ja, wat van hier aan? Ons weet nou, ek het vir julle 'n bietjie die historiese agtergrond vertel. Hierdie mense, hierdie stad, Samaria, staan onder die oordeel van die Here. Die Here sê, ek kom, en uiteindelik gaan hulle beleer word, en dan is mense gedwing om in groot getalle, miskien as 'n familie, in een huis te gaan bly om te probeer oorleef, maar uiteindelik sterf daar hope mense, en al daardie mense se liggame moet hanteer word. Hulle is vasgevang binne 'n stad, want die vyand beleer hulle van buite, so dit is eintlik hoogs uitsonderlike oorlogsomstandighede, en dan moet hulle liggame verbrand. Maar hoekom moet hulle die liggame verbrand? Want hulle staan onder die oordeel van die Here, omdat hulle ongehoorsaam was, anders sou dit nie nodig gewees het nie. Maar wat my veral tref van hierdie gedeelte is, hier waar hulle dan vir mekaar sê, gaan ons hier, wanneer ons hierdie mense verbrand, die naam van die Here noem? Nee, ons kan nie die naam van die Here hier noem nie, want duidelik staan hierdie mense onder die oordeel van God. Dis hoekom ons hulle liggame moet verbrand. Dit wat hier gebeur, hierdie ellende hier rondom ons, wat in hierdie stad afspeel, wat in hierdie huis gebeur, waar ons 'n familie was, is so erg, dat ons nie die naam van die Here hier kan noem nie. Jy sien, en nou het jy hierdie situasie, waar mense net 'n roudiens wil hou, en hulle verwag van iemand wat nie met hulle saamstem nie, om wel die naam van die Here daar te noem. Nou as dit gelowige mense is wat 'n besluit geneem het oor verrassing, dan kan 'n mens nog sê, wel, jy kan daarom die naam van die Here daar noem, jy kan troos bring vir geliefdes, al stem jy nie saam nie, maar liewers nie. Liewers nie verbrand nie, want dit is 'n teken van die oordeel van die Here. Hierdie is nie 'n bewys, asseblief nie, want dan werk jy baie swak met die skrif. Hierdie kan nie dien as 'n bewys vir pro-verrassing nie, dat jy dit maar kan doen nie. Dit sê presies die teendeel.
weer 'n keer. Dis weer eens 'n verdraaiing, 'n direkte moetswillige verdraaiing van die skrif, omdat die wêreld dit op 'n sekere manier wil hê. En hierdie is een van daardie tekste wat graag aangehaal word deur mense wat pro-verrassing is, omdat hulle meen dat die Bybel dit hier goedkeur. So ek dink die konteks is baie duidelik. Anders het jy nog nooit die profeet Amos gelees nie. Ek wil maar weer nou terugkeer, ons het nou lang gedeeltes ook uit die woord van die Here saamgelees. Ek wil nou weer terugkeer na die stuk van Dominee Lindhout toe. Ek dink ons het daarom in redelike detail gekyk hierna en ek dink is duidelik. Goed, en daar is die Amos 6 vers 10. Hier is sprake van lijkverbranding wat ook met 'n besondere doel plaasvind. Ons het in hierdie hoofstuk te doen met oordeelsprediking oor die 10 stammeryk, net soos wat ek vir u gesê het, daar word gespreek oor 'n stad wat beleer word. Die stad is waarskynlik Samaria, die aantal lyke sal oorstelpend groot wees. Dit is goed moontlik dat in die omstandighede die begrafplaas wat in die nabye ooste altyd buite die stad geleë was, nie bereik kon word nie. Hieruit mag ons aflei, en ek dink dis belangrik wat hy hier sê, dat lijkverbranding in die omstandighede noodsaaklik kan wees om die uitbreek van aansteeklike siektes te voorkom. Dit is wel nie iets wat jy dan dis hoogs uitsonderlik en nie iets wat jy wil doen in normale omstandighede nie, wat jy ander opsies het nie. Daar is in die skrif ook enkele gevalle waarin nog van begrawe, nog van verbranding sprake is. Ons noem weer 'n paar voorbeelde. In 1 Samuel 17 vers 44 lees ons, verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Nou ja, dit was weer eens nie goed bedoel nie, dit was eerder 'n teken daarvan dat jy onder oordeel staan as jou liggaam aaskos geword het. 1 Samuel 17 vers 46, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Het jy al daaraan gedink dat 'n begrafnis waar 'n familie is ook 'n wonderlike geleentheid wat spreek van die Here wat hierdie mens en hierdie familie genadig is. Dit is nie altyd so 'n negatiewe ding soos wat mense daarvan maak nie, maar dit spreek eerder van 'n afronding en van 'n genade of steeds die genade van die Here wat vir ons geld. Hierdie verse wat 'n deel van die stryd tussen Dawid en Goliat behandel, vertel vir ons dat daar in die geval van die dood van een van die twee nog 'n begrafnis, nog 'n lijksverbranding sal plaasvind. Die lijk van die verloorder sal net so in die veld gelaat word as 'n prooi vir aasvoëls en wilde diere. 2 Konings 9 vers 10, en die honde sal Isebel eet. En dis vir my amper nog erger as net die liggaam wat daar lê en nie met enige eerbied of liefde versorg word nie. Dink aan hier teenoor die liefdevolle versorging van die liggaam van ons Here Jesus deur Nikodemus en Josef van Arimatea en die mense wat vir hulle gewerk het waarskynlik. Want Isebel, die vrou van daardie koning Agab wat Nabot vermoor het, het onder die oordeel van die Here gestaan en uiteindelik die honde sal Isebel eet en op die dorpsgebied van Jesreel en daar sal niemand wees wat haar begrawe nie, want sy sterf in oneer onder die oordeel van God. En dan luister net byvoorbeeld na Psalm 79,
vers 1 tot 3, 'n psalm van Asaf. O God, heidene het gekom in u erfdeel. Hulle het u heilige tempel verontreinig. Dit is nou wat gebeur as jy die Here nie meer gehoorsaam en nie meer dien nie, en onder die oordeel van die Here kom. Jerusalem tot pynhope gemaak. Hulle het die lyke van die knegte aan die voëls van die hemel tot spys gegee, die vlees van die gunsgenote aan die wilde diere van die land. Hulle het hulle bloed rondom Jerusalem soos water uitgegiet, sonder dat iemand hulle begrawe. Wat 'n ramp, wat 'n skande, eintlik sê Asaf, dat hierdie mense nie 'n behoorlike begrafnis gehad het nie. So 'n behoorlike, eerbare begrafnis is iets fantasties eintlik. Dit spreek van genade, wat jy nie verdien nie. Dit spreek van die guns van God, dat jy staan onder die genade van God. Uit hierdie gegevens wat maklik vermeerder kan word, is dit duidelik dat begrawe in die Ou Testament steeds plaasgevind het as 'n daad van pieteitvolle liefde, terwyl verbranding en nie begrawe nie steeds 'n besondere strafoefening van God was. Goed, die allersterkste argument uit die Ou Testament het ons egter nog nie eers genoem nie. En as jy nou gedink het, kyk, hier was daarom nou al baie duidelike sterk argumente. En dan kom Dominee Lindhout hier en hy sê, die sterkste argument is nog nie genoem nie. En dit is die feit, wat aan ons in Deuteronomium 34 vers 5 en 6 meegedeel word. Naamlik, dat die lijk van Moses deur die Here self begrawe is. As Moses gesterf het, wat doen die Here self met die lijk van Moses? Hy kon in 'n oomblik Moses se lijk stof gemaak het, stof weer laat word het, of met 'n weerligstraal hom verteer het, maar hy doen dit nie. Maar in liefde neem die Here self, hoor mooi wat ek sê, die Here self, die liggaam van Moses, en hy gaan begrawe die liggaam van Moses. En ek stem met Dominee Lindhout hier 100% saam. Dit is myns insiens seker die duidelikste bewys uit die Ou Testament dat God die begrafnis verkies bo die lijkverbranding. Verbranding was bekend, sterker nog, in sekere gevalle was dit self 'n gebod van God, maar in normale gevalle is begrafnis toegepas. God self bekragtig dit deur die begrafnis van Moses. Goed. Ek dink, ek sal hierdie gedeelte, kom ons kyk tog of ons dit nie kan klaar kry nie. Hier wil ons weer wys op die begrafnis van Moses, omdat die Here self hom begrawe het. In Deuteronomium 34 vers 6 lees ons, en hy het Moses in die dal in die land Moab teenoor Bet Peor begrawe, en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. So niemand weet waar die Here Moses gaan begrawe het nie, sodat hulle ook Moses waarskynlik nie kon verafgod nie. Om deur die Here begrawe te word is reeds 'n unieke gebeurtenis, maar verder is dit baie merkwaardig dat Judas eeue later na die liggaam van Moses verwys. Dis nou Judas die skrywer, en dis die halfbroer van ons Here Jesus, nee, die skrywer van die Nuwe Testament. Daar is 2 halfbroers van die Here Jesus wat Bybelskrywers geword het, en dit is natuurlik Jakobus en Judas. In Judas vers 9 lees ons dat die aartsengel Michael met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses. Michael het egter geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het vir die duiwel gesê, die Here bestraf jou. Hierdie teks is seker nie een van die maklikste tekste in die skrif nie, maar gereformeerde uitleggers stem oor die algemeen welsaam dat die mededeling van Judas betrekking het op 'n twisgesprek tussen Michael en die duiwel, waarby die twispunt die liggaam van Moses was. Baie vrae wat met betrekking tot hierdie moeilike teks gestel kan word, moet onbeantwoord bly, omdat die skrif vir ons geen antwoorde verskaf nie. Een ding is egter baie seker, naamlik dat daar geen twisgesprek sou kon ontstaan het,
as Moses se lijk verbrand sou gewees het nie. God het in die geval van Moses egter geen kremasie toegepas nie, maar self begrawe hy Moses se liggaam. Op grond van dit alles kan ons slotsom myns insiens slegs wees dat begrafnis die wens van die Here is. Die begrafnis in die Ou Testament is dus veel meer as 'n aanpassing aan 'n kultuurpatroon wat toevallig in Israel bestaan het. So 'n aanpassing kon maklik gewees het. Die Here het hom meer as een keer by bestaande omstandighede, gewoontes en gebruikes aangepas. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die taal waarin hy homself openbaar. Hy bedien hom van 'n taal wat deur ons verstaan kan word, maar van 'n aanpassing aan 'n kultuurpatroon waarvan die begrafnis 'n deel was, kan geen sprake wees nie, omdat in die tydperk van Israel se Ou-testamentiese bestaan die lijkverbranding by die volke van die wêreld en in Israel self bekend was en in sommige gevalle ook toegepas is. As God in gunste van begrafnis kies, is dit 'n welbewuste keuse, juis omdat die begrafnis nie die enigste bestaande manier was om van dooie liggame ontslae te raak nie. Wat sê hy eintlik? Abraham was in die tyd wat hy deur God geroep is in Genesis 12, 'n heiden, en hulle het verbrand. En uiteindelik het Abraham 'n gelowige geword en Abraham het Sara begrawe en hy is self, volgens wat hy beveel het, ook begrawe. Dieselfde met Isak en Jakob. So daar het 'n verandering gekom, dat was 'n bewuste keuse vir begrafnis, wat God bepaal het om hulle andersheid, om hulle heiligheid duidelik te demonstreer. So dit was nou in kort die gegevens in die Ou Testament. En ek wil amper sê, wat 'n duidelike antwoord. En dit is nog net die Ou Testament. Ons is nog nie eers by die Nuwe Testament nie. Ek wil vir u geleentheid gee om enige vrae of opmerkings te maak as u wil. Tommy, mense sê baie keer, of sê, as mense dalk in 'n ongeluk was en die kar brand uit, wat van die persone? Goed, dankie Bregtie, dit is so, ek is alself daarmee gekonfronteer. Dan was dit die wil van God dat daardie persoon op daardie wyse moet sterf. Maar ek wil dadelik hier sê, as daai persoon sterf in 'n motorongeluk, sal geen motorwrak in staat wees om die persoon heeltemal te verbrand nie. Dit wat daar wat die persoon van die persoon oorgebly het, gaan jy steeds kan begrawe. Die warmste kremasieoonde kan nie eers bene verbrand nie. So daar gaan altyd iets wees wat oorbly van die persoon wat jy kan gaan begrawe. Dit is net die wyse waarop die persoon gesterf het. Dankie, ja. Enige iets anderste of enige vraag nog of opmerking? Baie dankie daarvoor, Bregtie. Dis inderdaad 'n baie algemene argument wat aangevoer word. Baie dankie dat julle ingeskakel het en ek wil weer eens vra dat julle asseblief saam met my sal afsluit met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die baie duidelike leiding wat U vir ons gee in die Bybel, in die Ou en in die Nuwe Testament. Ons bid, Here, dat U in ons harte gewilligheid sal gee om sterk aan U woord vas te hou en absoluut gehoorsaam te bly. Ons bid, Here, dat ons ook duidelik hieroor sal getuig en dat ons nie hieroor sal stil bly en die wêreldse pad sal loop nie. Baie dankie vir hierdie Bybelstudie van vanoggend. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Julle, ek wil vir julle almal baie dankie sê dat julle ingeskakel het en mag dit vir julle 'n mooi en 'n geseënde dag wees.